julle. Ons gaan aan met die derde episode in hierdie reeks. Basies om seker te maak dat jy so onafhanklik as moontlik kan wees van die wêreld op die einde van die dag. So ons het nou in die vorige ene het ons nou gesels so vinnig oor kos en kosvoorbereiding en die strukture waarin jy kan werk en al daai tipe dinge. En dit is van kardinale belang, jy weet, dat julle hierdie ouetjie so luister van 1 tot waar ook al hy eindig, net om die trant te hou van waartoe ons beweeg. Nou vandag gaan ek so vinnig gesels. Dink jy dit gaan 'n vreeslike lang enetjie wees nie, maar ek wil so vinnig gesels oor saad. Nou ons het in die vorige een gepraat van dat jy moet in 'n gemeenskap dit doen. Jy weet, die wese aandeel tot die gemeenskap moenie teen die gemeenskap stry nie, want dit is wat ons maar geleer is deur die wêreld in vandag se tyd, om half teen die gemeenskap te stry, en dalk jou, jy weet, jy wil die mooier skaap hê en die mooier bees en al daai goed. As daar klaar iemand is wat hierdie goed het, is dit onnodig om dieselfde ook te doen. Kry iets wat tekort is in die gemeenskap, in jou gemeenskap, daarby gesê. So, maar vandag wil ek nou gou vinnig praat oor saad. Nou, as jy nou vandag loop en jy gaan daar by jou Checkers of jou OK of jou Spar of waar ook al jy dan nou jou goedjies gaan koop en jy sal gewoonlik so 'n rakkie daar sien en op die rakkie sal daar 'n klomp pakkies saad wees. Nou, daar is sekere voorvereistes waarna jy sal moet kyk, veral as jy wil kyk om volhoubaar te wees vir jouself. Daai saad is uit. Ek gaan julle verduidelik hoekom. Ongelukkig baie van daai saad is geneties gemanipuleer om steriel te wees. En ons het nou al 'n paar keer toetse gedoen hier by ons. En dit is so. Jy kry die plantjie kom op. Hy dra vrugte, maar dit is 'n kleiner vrug en hulle is, kom ons sê jy het 100 komkommers byvoorbeeld gekry en jy het van hulle geoes en jy plant hulle die volgende jaar, is jy gelukkig as jy miskien 10 van hulle kry wat eetbaar is. Is gewoonlik net so 'n ou klein goedjies en dan verlep hy sommer. So dit is maar hoe die saadmaatskappye werk in vandag se tyd. So waarna jy wil kyk is moedersaad. Heirloom noem hulle dit. Nogal 'n belangrike konsep. Jy kan dit nog kry op die mark, so is belangrik die van julle wat die vermoë het. Kyk daarna, probeer dit kry, want wat lekker is van die heirloom is jy kan daai saad oes en weer plant. En jy weet, dis 'n onophoudelike siklus, as 'n mens dit so kan stel. Jy weet, as jy die saad hierdie jaar oes, kan jy dit volgende jaar weer plant. En so gaan jy aan en jy bou jou volhoubaarheid al hoe meer en groter op, of jou onafhanklikheid. En dit is ook weer belangrik, jy weet, om te besef dat jy moet daai roete gaan, want jy gaan nie in hierdie ander pakkies daai saad kan oes nie, of jy kan dit kan oes, maar jy gaan dit noodwendig kan gebruik nie. En al gebruik jy dit, jy weet, dit gaan jou kwaliteit van oes word al hoe swakker en swakker soos wat dit in die generasies afgaan. Die ander probleem wat jy ook kry is baie van ons vrugte en groente soos wat ons dit vandag ken, is gemanipuleerd, en wat jy gewoonlik kry, om 'n eenvoudige voorbeeld nou te gebruik, is wartlemoene. As jy hom oes en jy plant daai saad weer, die plant kom mooi op en hy dra vrugte en alles, die vrug is baie kleiner. En hy is glad nie soet nie, so hy slaan meer terug na sy oerplant toe. So dit is ook 'n realiteit wanneer jy moet kyk. So moenie laat enige iemand jou enige manier probeer anders vertel nie. Die realiteit is jy moet ongelukkig die heirloom kry. Maar hier's nou die lekker ding. Vir die ou wat nou nog in die dorp sit en 'n klein tuintjie daar by sy huis het en al daai goedjies, die moenie daai ander saad weggooi nie. Dis 'n goeie oefenlopie. En kom ons sê jy is nou, daar's dalk nou moeilikheid of wat ook al, en jy is nou op jou eie en jy het net van hierdie saad. Dit gee jou ten minste 'n bietjie van 'n buffer. Daar is meer mense as net myself daar buite wat jy weet hierdie, as mense dit nou so kan stel, die tricks of the trade ken,
of van weet, wat wel hierdie heirloom saad dan nou het en dit plant. En dit help baie, jy weet op die einde van die dag, so dit gaan jou ten minste 'n bietjie van 'n buffer gee. Jy moet nou maar net pas op vir goed soos kruisbestuiving en sulke goed, maar dis nou hele ander tegniese aspekte wat ons nie nou regtig oor gaan praat nie. Die hele konsep wat ek net wil hê julle moet verstaan is as jy saad koop, kyk vir heirloom. Daar is van hulle wat jy kan koop aanlyn. Andersins kan jy ook kyk by Builders Warehouse. Hulle het van hulle wat jy ook kan koop by hulle, ek dink is Kirchhoffs as ek reg is. Nou onthou nou om nou terug te kom na die ander tipe toe, Stark Air en al daai goeder. Jy weet, jy gebruik dit nog steeds en jy plan dit nog steeds en die dingetjie kom op en jy maak hom groot en jy eet hom. Wat dan ten minste vir jou wys, jy kan 'n plantjie van saadjie afvat tot by groot plant. Ek weet dit is vir baie mense baie moeilik om so iets te doen. Ek persoonlik het nog nie regtig te veel van so 'n groot probleem gehad met goedjies groei nie, maar ek verstaan daar is mense wat nogal baie daarmee sukkel. En daar's maar 'n paar goedjies wat 'n mens moet onthou. As 'n saadjie in die grond gaan, moet hy altyd nat bly tot die plantjie opkom en ten minste gevestig is, so jy kan werk op so 4-5 blaartjies. En dan moet jy sy water beheer. So hy moet net nie uitdroog nie en hy moet ook nie te nat wees nie. So dit is eintlik maar so eenvoudig. En so gaan die plant aan en die plant gaan met jou gesels. Hy gaan vir jou sê, luister, kyk my blare is geel, jy gee my te veel water, en jy weet, of anders dan gaan jy sien sy blare is so verlep, jy weet, hy kort water, of jy weet, die son is te erg, hy moet bietjie skade weer toe gaan, of wat ook al. Daar's klomp maniere, maar dis goedjies wat jy self kan gaan opsoek, op die internet self, en maar kyk hoe die ouens die goeders doen. Maar die plant gesels met jou, jy weet, hy gaan vir jou sê wat het hy nodig. En natuurlik dan die bemesting is nogal belangrik, jy weet, daar is maniere om, jy weet, 'n bietjie van 'n extra boost te gee, as jy dit so kan stel vir jou plante. Maar weer eens, wees maar versigtig vir dit, probeer wegbly van chemiese goed af, kyk of jy dit so natuurlik as moontlik kan doen, om komposhoop te maak vir jouself, en van daar af, jy weet, binne in hierdie komposhoop, of daai kompos in te werk in jou grond, en dan so te plant. So dis 'n goeie manier om te oefen, veral met hierdie pakkies wat jy nou maklik verkrygbaar kan kry. Maar maak seker jy het daai heirloom pakkies, en maak seker jy hou dit in 'n veilige plek, want dit is volhoubaarheid. So om nou, as julle nou na die vorige stemnota geluister, sou jy nou gehoor het van die pampoene. Nou dis nou alles heirloom pampoene gewees, so ons het nou al die saad geberre, om jy nou 'n idee te gee. Ons het seker omtrent, as ek vat nou maar 'n raaiskoot, ek sal later dalk bevestig, maar ek dink ons het so 30 sade gehad in die pakkie, en ons het nou al die pitte geoes so ver hierdie jaar. Daar is nou nog wat nou geoes moet word. Kyk ons na oor die 200 sade wat ons nou beskikbaar het. So dit is die idee, dit is die volhoubaarheid, en ons het van hulle getoets ook. Van hulle het nie so lekker mooi gedroog nie, en hulle het binne 2 dae het hulle weer ontkiem, en reg vir die volgende geveg. So, dit wys jou dat die volhoubaarheid is daar, en dit is die belangrike deel daarvan. Jy weet, op die einde van die dag help het nie, jy sit met iets wat jou gaan laat tekort skiet nie. En dis hoekom ek sê, moenie daai saadpakkies weggooi nie. Jy weet, al sit jy in 'n situasie waar jy nou 'n klomp van daai saadpakkies het, dan vat jy dit en jy gaan en jy eindig op waar jy dit plant, maar verstaan net, dis nie die moeite werd om dit te oes nie, en daai saad te bewaar tot die volgende jaar toe nie. Ek gaan net so vinnig ook raak aan die saad. Hierdie is nou 'n bietjie werk en 'n bietjie studie, maar dit moet julle maar ook almal kan julle self doen. Maar besef net dat nie alle saad word op dieselfde tyd gebruik en geberre, en op dieselfde manier geberre, en nie. So, om 'n voorbeeld te gee, jy weet, 'n redelike volwasse pampoen, wat sy stingel lekker droog is, jy weet, sy saad is reg, hy is ook lekker hard, jy weet, en hulle is redelik volhoubaar en redelik eenvoudig. Maar, as jy nou iets vat soos komkommer, moet jy wag, laat daai komkommer eers heeltemal geel word,
voordat jy sy saad oes. Andersins eindig jy op waar die saad net niks in het nie. Hulle het nog nie hulle volwassenheid bereik nie. Iets soos beet byvoorbeeld vat meer as 'n jaar om regtig saad te skiet. Again, jy kan maar die eksperimente gaan doen. Weer eens kan jy daai eksperimente ook doen op hierdie ander saad. Jy hoef dit nie noodwendig op jou moedersaad te doen nie. Maar laat jy sien wat is die proses. En belangrik die storing van die saad ook. Jy weet, jy kan nie die saad vat en dit net daar op 'n kas los. En volgende jaar as jy dit wil plant, dan wil die goed nie werk nie. Dit is nou maar die realiteit daarvan. Jy moet daai prosesse verstaan en berging is baie belangrik. Jy weet dit help nie, jy sit dit in 'n ysterblik en die blik staan buite nie. Jy weet, 'n saad hou nie van hitte nie. En as hy daai warm koud kry op die einde van die dag, gaan hy nie jy weet, opkom soos wat hy moet die volgende jaar as jy hom dan nou weer plant nie. So mense, hou maar daai goedjies in gedagte, maar dis iets wat jy self die navorsing op kan doen. Soos ek sê, die belangrike deel is net, as jy wel vir jou saad koop die heirloom saad. Maak maar seker, gebied ook, ek meen die meeste van julle behoort te weet, na watse gebied toe julle wil gaan. In Suid-Afrika het jy omtrent al die tipe gebiede wat jy kan kry deur die hele wêreld. Jy het tropies in Natal, en jy het woestyn in die Weskus. Jy weet so, en alles tussenin. So jy moet verstaan wat is jou plek waartoe jy gaan en waarna watse tipe groente, vrugte of wat ook al jy wil saamvat, gaan werk daar. Dit help nou nie jy wil 'n dragon fruit groei in die middel van die woestyn nie. Dit gaan net nie werk nie. Dit is 'n tropiese plant en 'n tropiese vrug. Maar dit nou daar gelaat. So dit is nogal belangrik om daai kennis net in te win en dan natuurlik om seker te maak weer 'n keer dat jy wel heirloom het wat jy die saad kan oes, bære vir die volgende jaar om dit weer te plant. En soos ek sê, jy weet, ons het begin met die 30 saadjies en ons staan nou al op 'n helse klomp. As ons nou alles gedoen het, dink ek ons gaan seker nou by die 500 sade staan op die einde van die dag. So volgende jaar kan ek lekker baie plant. As ek net 'n pakkie gebruik het van die genetiese steriele plantjies, dan sou ek nou hierdie oes gehad het en dan was dit. Maak seker, moenie die mekaar raak met GMO free nie. GMO free is die saad is nog steeds steriel. Jy moet kyk na heirloom, wat die moedersaad is, wat beteken jy kan daai ouetjie weer herplant. Is maar dit. Okay julle, ons sal weer 'n volgende enetjie maak en praat ons weer. Bye bye.